that you keep me on your mind. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. And all my life, you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful Sing all my for life, you. yes. And all my life, you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. Yes. Kom aan, as jy dankbaar is, gee hom 'n lof, gee hom 'n prys, gee hom aanbidding vanoggend. Oh, we grateful. Ja, hardop, hier gaan ons. Jesus. Hallelujah, 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 Lord. Oh Lord, we magnify your name, Jesus. Hallelujah. Voel dit beter? Hallelujah. Dit is beter, ek beloof dit is beter. Dis beter. Ons gaan jou 'n minuut gee om mekaar te groet. As jy besoek hierso, welkom. Dis lekker om jou hierso te hê. Groet 'n paar mense, leer hulle ken. Daar's 'n minuut op die skerms. Vat julle 'n minuut, kom ons groet mekaar. Alright, goeiemôre. O, genade. Gaan dit goed? OK, mooi. Ons het 'n voorreg. Dis 'n groot voorreg vir ons. Ons het vanoggend 2 babatjies want ons aan die Here gaan toewy en soos julle sien, groei die kerk en sterkte vir die kinderkerk want oor 'n paar jaar is hulle almal daar. Maar as jy net so in hierdie blok is net vol kinders. As jy daar agter kyk, daai ry, dis net 'n klomp babas. Loof die Here. Jesus, maar ons is regtig gevrek. Luister, Johan, julle kan so lank vorentoe kom met klein Nina. En ek sê altyd, julle kom staan hier voor by my. Johan en Ilse, julle kan nou. Ek sê altyd by 'n baba toewyding net om ons almal te herinner dat dit gaan nie oor die kind wat vandag 'n keuse maak nie. OK, want op hierdie stadium is daar net 'n klein handjievol goed in haar lewe wat nog saak maak. En dis nie sy wat vandag 'n keuse maak nie, dit is die ouers wat 'n besluit maak om te sê ek gaan my kind groot maak in die weë van die Here, né? Dis mos waaroor dit gaan. En ek lees hierdie skrif en ek wil dit net by ons los want dit is waaroor 'n kindertoewyding gaan en die lewe van ouerskap. Spreuke 22 vers 6 sê, train up a child in the way they should go, and when he is old, he will not depart from it. Nou ja, Nina? Hallo. Dis vir my baie moeilik eintlik om kindertoewydings te doen, ek's baie distracted. Dit is, ja. Dis 'n voorreg om vanoggend vir Johan en Ilse hierso te hê. Ek en Johan ken mekaar al van graad 4 af, toe ons ook nog klein was. So dit is altyd lekker gewees. En ek hou daarvan om soos ouer gewoonte vra ek altyd vir die ouers, gee my een woord hoe jy jou kind opsom, want obviously hulle ken haar die beste. Dit help nie ek probeer dink aan 'n woord nie. En hulle het hierdie vir my geskryf en dit is regtig mooi. Ek wil amper vir hulle sê, maar julle kan maar self die toewyding kom doen want dis baie mooi geskryf. Hoor gou, hulle sê die woord sonskyn. Hulle sê wat net soos die son elke môre oor die horison verrys en die wêreld met warmte en lig vul, so het sy in ons lewens gekom. En alles verander. Dit weet ons. Voor haar was die lewe mooi, maar sy het dit helder gemaak. Haar glimlag soos die eerste sonstrale op 'n koue oggend. Sy warm haar omgewing op sonder om eers te probeer. Sy bring lig in plekke wat donker was en vreugde in harte wat dit nodig het.
En net soos die son lewe gee aan alles wat groei, so gee sy lewe aan ons gesin. Jesus, hoe mooi is dit? Ek weet nie wie dit geskryf het nie, ek dink dit was jy, Johan, hè? En my woord vir haar vanoggend is baie eenvoudig, en dit is dat sy 'n lewe sal hê wat gekenmerk sal word deur God se lig. Dat daar waar sy kom, dat sy 'n vertrek sal ophelder, en dat haar lig sal skyn, en dat dit 'n refleksie van God se hart sal wees, want dit is God se hart vir ons. Dat sy hart, as sy hart in ons leef, en ons kom in plekke, dat dit lig sal word, dat sy lig daar sal skyn. Ek sal graag die gedig wil sien as hy nou so 3-4 jaar oud is, maar ons gaan nie, gelukkig doen ons nie dan toewydings nie. So, ek wil hierdie skrif lees oor haar vanoggend, en ons as gemeente spreek dit oor julle as gesin. En dit is Numeri 6, vers 24 tot 26. Die Here sal jou seën en bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. En daardie deel sy aangesig oor jou laat skyn. Ek bid vanoggend dat God se lig oor haar lewe sal skyn, vir haar hele lewe lank deur. En nog 'n skrif, Jesaja 43 vers 1 sê, maar nou so sê die Here wat jou geskep het, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Jesus, kyk die oorbelletjies. Ons moet dit nog doen, maar ek sukkel nog om ja te sê. Maar anyway, so Nina, ken jy al jou naam? Jy is God se, jy is syne, hy het jou by jou naam geroep. Ja, halwe smile gekry. Ek lyk seker maar snaaks. Okay. Ek gaan vra gemeente dat ons hande sal uitsteek na Johan, Ilse en Nina toe. En as ek hierdie ding kan oopkry, dan gaan ons haar seën vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid vir haar. Vader, vanoggend kom ons en ons strek ons hande uit en ons verklaar dat sy lig sal wees deur haar hele lewe heen. Daar waar sy beweeg, daar waar sy tussen ander mense kom, daar waar daar plekke is waar dit donker is, dat u lig deur haar sal skyn elke dag van haar lewe. Vader, ek bid dat u lig vir haar pad sal oopmaak en sal helder maak. Sy is geliefd, sy is geseënd, want u het haar by haar naam geroep. En ons almal sê amen en amen. Net so. Nie daai nie. Skalk, julle kan maar gaan. Julle kan nog hier staan as julle wil. Ek het glad nie 'n probleem daarmee nie. Dit laat my rustig voel. Skalk, Eileen en klein Alissa hou van die naam mengsel. Julle kan gou vinnig vorentoe kom. Ja, is etenstyd. Beste plek om te eet is in die kerk. En as jy kinders het, kan jy saam eet. Dit is die voordeel. Nou, ek het vir Skalk en Eileen dieselfde vraag gevra. Hoe som julle vir klein Alissa op? En hulle het gesê, adventurous en spontaan. Wat vir my sê hierdie enetjie? Ja, sy is nie bang vir die lewe nie, okay? En dit is vir my altyd so mooi van kinders, hulle ontdek, hulle leer verken en hulle leef net. En iets sê vir my, daar's iets in haar wat nie terughou nie. Nee? Ek wonder na wie sy aard, maar ons gaan nie nou in daai gesprek ingaan nie, maar in elk geval. Maar sterkte met die avontuurlustigheid, ek dink hier's baie ouers met avontuurlustige kinders, sterkte as hulle so klein 'n bietjie ouer raak, dan gaan dit eers van raak. Maar weet julle wat hierdie oomblik spesiaal maak vanoggend is, Skalk en Eileen het lank gewag. 6 jaar van wag, van sukkel, en wat het gevoel het op tye dat dit nooit gaan gebeur nie. En baie trane, baie vrae, en weet julle, daar was dalk oomblikke wat julle moes bly glo, al het dit nie sin gemaak nie. En dan op God se tyd, op God se perfekte tyd, word Alissa gebore, en hulle is geseënd, en sy is geseënd, volmaak geskape van kop tot tone, op die regte tyd. En weet julle, my woord vir Alissa vanoggend is dat haar lewe gekenmerk sal word deur vertroue in God.
julle moes vertroue in God gesit het. En my gebed is dat haar lewe ook met dit gekenmerk sal wees. Dat sy sal leer dat dit is oukei om spontaan te wees. Dit is goed om avontuurlustig te wees, maar ons moet dit vir die Here doen. En nie vir ons eie pad nie. En hierdie skrif, is ek seker is 'n skrif wat julle deurgedra het. Spreuke 3 vers 5 tot 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. En dit is wat ek oral wil spreek. Skalk Eileen, vir haar hele lewe, dat sy hom sal ken in al haar weë. En weet julle wat, ons gaan haar ook vanoggend inseën. En dit is 'n groot voorreg. Ek dink nie ons besef, dit voel altyd vir my, ek praat nou die dag met iemand, ek sê, Jesus, die baba te hoor, so, voel so dieselfde oor en oor. Maar dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor God wat hulle geseën het met lewe. En hoe mooi is dit? En ons gaan ons hande na haar toe uitsteek en ons gaan bid dat sy 'n lewe sal leef vol van vertroue op God. En dat julle vir haar daai pad sal oopmaak. Hey, lekker kuifie. Alessa Bekes, sy's 'n Bekes by the way, maar dis nie familie van my nie, maar Alessa Bekes, ons seën jou vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Oei, kom ons bid. Vader, ons kom vanoggend met dankbare harte en ons sê vir U dankie. Dankie dat U gebede gehoor het. Dankie dat U harte gesien het en dat U geantwoord het. Ons sê vir U dankie vir Alessa se lewe en ons bid dat sy van hier af vorentoe 'n lewe sal hê wat geseënd sal wees en dat haar paaie gelyk gemaak sal word omdat sy op U vertrou. Want U is 'n goeie Vader en U gaan vir haar sorg en U sal met haar wees al die dae van haar lewe. Ons wy vanoggend toe aan U Vader, want U het haar gegee as 'n geskenk. En ek bid vir hierdie gesin dat hulle sal groot maak in die weë van die Here. En ons almal sê amen en amen. Julle kry ook ietsie. Thank you. Ietsie sê? Okay. So gedink. Alright, julle is nog nie klaar met my nie. Ek het dan ook die voorreg om te preek vanoggend, wat lekker is. En ek moet eerlik wees met julle, my preek het 3 keer verander hierdie week. Nou weet ek nie of dit ek of die Here wat jy mekaar was nie, maar ek dink dit was ek. So, anyways, ons gaan bietjie anders te begin as normaal en ek wil hê jy moet vir 'n oomblik stil raak. En jy moet eerlik wees met jouself. Ek wil net 'n vraag stel. Wanneer laas het jy werklik God ervaar in jou lewe? JP, dis hoe ons 'n preek moet begin nie. Sorry. Baie jammer om te hoor. Ek vra nie wanneer laas was jy in die kerk nie. Ek vra nie wanneer laas het jy 'n mooi liedjie geluister nie. Ek vra nie wanneer laas het jy ietsie geestelik gedoen soos bietjie Bybel gelees en 'n bietjie gebid nie. Maar wanneer laas was jy regtig waar bewus van God se teenwoordigheid? Wanneer laas was jy regtig in 'n ontmoeting met die Heilige Gees? En as ek moet eerlik wees, vir sommige van ons was dit dalk hierdie week. Vir party van ons was dit lank terug. Vir party van ons was dit bietjie langer terug as lank terug. En vir party van ons was dit dalk nog nooit gewees nie. Want weet julle wat, ons gaan deur sekere geestelike seisoene in ons lewens. En daar's sekere tye wat ons geestelike droogtes ervaar. Wat ons deur 'n tyd gaan wat dit net vir ons voel, die koneksie is nie daar, die wifi is af. En dan gaan ons aan. Hoekom gaan ons aan? Want die lewe gaan nie stop nie. So ons gaan aan. Ons doen wat ons moet doen. Ons doen ons werk. Ons kom by mense uit. Ons lag. Ons doen alles wat ons moet doen. Maar so soms in daai geraas word ietsie binne baie stil.
En ons kom op 'n punt, en ek weet nie wie van julle dit al ervaar het nie, wat jy tussen mense is, maar jy is nie eintlik daar nie. Kry julle dit? Ons gaan deur emotions. Ons kyk maar net na wat se kant toe die brander my gaan gooi vandag. Gaan die lewe my links gooi, gaan hy my regs gooi, gaan hy my vorentoe gooi, gaan hy my laat versuip. En dan gaan ons maar net met dit. Ek het dit nou die dag self agtergekom, ek sit in die huis, en ek is iemand wat baie intentioneel is met tyd met my familie. Ek wil soveel as moontlik tyd met my kinders spandeer soos wat ek kan. En ek geniet meeste oomblikke daarvan. So, ek sit in die huis en ek is op hierdie ding besig. Wie van julle het so 'n ding, né? En ek is op die foon en ek antwoord WhatsApps en dit is e-mails en dit is net 'n klomp te mekaar goed en ek sit so en ek is besig. En Zanli het nou begin praat en sy sê nie papa nie, sy sê papa. Sy maak so 'n snaakse geluid, maar dis papa. So daar's so 4, 5 woorde wat sy sê en een van hulle is daarom papa, so ek is tevrede. En sy kom staan langs my en ek's in 'n ander wêreld, ouens, in 'n hele ander wêreld en ek's hier besig. En sy sê papa, papa, papa. En ek hoor nie. Soveel so dat Shanay vir my moet sê, lief, sy roep jou. En dit tref my. Want in my kop het ek die besluit gemaak, ek is nou by die huis. Ek spandeer nou tyd met my familie, maar in realiteit is ek glad nie daar nie. Wat dan met julle gebeur? Ek is fisies daar, maar ek is nie daar nie. En ek wonder hoeveel keer leef ons so met God. Ons sê, hy is nog naby. Ons sê, hy is nog hier. Maar iets het stil geraak. So ek gaan nie vanoggend maak asof ek dit alles uitgesort het nie, want ek het nie. En ek praat met myself ook vanoggend. Maar ek het iets besef dat baie keer is die probleem nie dat ons geestelik droog is nie. Die probleem is dat ons weet nie wat om te doen wanneer daai koneksie nie meer so sterk voel nie. En dan los ons dit vir te lank. David, die een in die Bybel, skryf in Psalm 42 en hy praat met homself. Nee, dit is soms goed om met jouself te praat. Hy sê, waarom is jy neergedruk, o my siel? Waarom is jy onrustig in my? Hoop op God. En die een ding wat ek like van David, hy is eerlik, maar hy laat nie toe dat hy net daar bly nie. So hy erken die probleem. Waarom is jy neergedruk, my siel? Waarom is jy onrustig binne my? Maar dan sê hy, hoop op God. Nou ek wil 'n prentjie skets. Ek gaan self teken nie. Asseblief, moet my nie verkeerd verstaan nie. Imagine iemand bly in 'n huis. Dit behoort nie te moeilik te wees om dit te doen nie. Maar al die vensters is toe. Al die deure is toe. Alles is toe. Alles. En die ligte is af. En nou staan die persoon, julle weet dit is soos die tieners in julle huis, né? Daar in die grotte in hulle kamers bære en as jy die wifi uittrek, dan kom hulle uitgehardloop. Of as hulle honger is. So, imagine hierdie huis, alles is toe, die vensters is toe, die deure is toe, en die ligte is af, en nou die persoon wat binne in die huis staan sê, maar hoekom is hier nou geen lig nie? Is die probleem dat die son op jou skyn het? Nee. Is die probleem dat daar glad nie lig is nie? Nee. Die persoon het alles gaan toemaak. So weet julle wat, in ons eie geestelike lewe werk dit presies dieselfde. God is nie weg nie. Hy is nie op vakansie nie. Hy het nie 'n break van jou gevat nie. Jy het toegemaak. Hy is nog steeds daar. Dieselfde as wat hy nog altyd was. Maar ons maak toe deur heeltyd besig te wees. Nommer 1. Julle ken dit, né? Besig wees. Dis gewoonlik die goed waaroor jy moan as jy by die huis instap. Hoe besig jy was, die gejaag van lewe. Ons maak onsself toe teenoor God as gevolg van stres. Stres oor die toekoms.
Stres oor ons kinders. Stres oor alles wat moet gebeur. En dan soms maak ons toe, omdat ons heeltyd luister vir die konstante geraas van hierdie wêreld. En alles wat gebeur affekteer ons. En alles wat gebeur gaan sit diep in ons emosies. En dit maak dat ons begin toemaak teenoor God. En dan kom ons op 'n punt in die middel van ons geestelike droogte wat ons sê, wanneer dit by my geestelike lewe kom, dan voel ek niks meer nie. Maar dis nie omdat God nie daar is nie. Dis omdat ons toegemaak het. En dan weet julle wat dink ons? Dan dink ons deur net te wag, gaan dit uitsorteer. Ek gaan net wag tot ek in 'n nuwe seisoen van my lewe is. Ek gaan net wag tot dinge rustiger is by die werk. Ek gaan net wag tot ek net my kinders onder beheer het. Ek gaan net wag tot die ekonomie weer herstel. Ek gaan wag vir die petrolprys om op te gaan en weer af te gaan en dan weer op te gaan en dan gaan ek reg wees om myself oop te maak. Luister, as ons gaan wag vir 'n koneksie om te vorm tussen ons en God, dan gaan ons vir ewig wag. Want wag gaan dit nie uitsorteer nie. En dis hoekom Dawid sê, waarom is jy neergedruk o my siel? En waarom is jy onrustig binne my? So begin op God te hoop. En hierdie afgelope paar weke is ek in so 'n droë patch in my eie lewe. Is enige iemand wat saam met my kan herken, jy is in 'n droë geestelike patch op hierdie oomblik? Dit voel net ver. God voel net distant. Dankie vir julle eerlikheid. En ek wil met julle deel vanoggend iets wat ek geleer het die afgelope paar dae. Want ons kan nie net wag nie. Ons kan dit nie net los nie. Ons moet ergens 'n besluit maak. So nommer 1 wat ons moet doen. Soms moet ons aanhou beweeg al voel ons niks. Psalm 119 vers 105 sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Maar hier's iets wat ons moet besef van 'n lamp. Okay, so picture jy loop nou met 'n lamp. Ek kon nie een kry in die huis nie. As jy met 'n lamp loop en dit is donker om jou, lig hy jou hele pad op. Tensy jy nou een of ander solar powered LED lumen, ek weet nie wat ook al nie. Maar anyway, daai goeters. As jy met 'n normale lamp loop, al wat hy doen, hy wys vir jou lig net hier waar jy stap. So dis tree vir tree vir tree. Soms moet jy net aanhou loop. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Dit sê nie sonder gevoel nie, dit sê sonder geloof. Want baie keer wag ons tot die gevoel reg is. Baie keer wag ons tot ek weer lus het om te bid. Lus het om Bybel te lees. Maar God reageer nie op 'n gevoel nie, hy reageer op geloof. Soms moet ons beweeg, al maak dit nie sin nie, in geloof. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, want ons wandel deur geloof en nie deur ander aanskouing nie. Wat beteken? Ons beweeg nie omdat ons voel ons moet beweeg nie. Ons beweeg nie omdat ons voel ons moet beweeg nie. Ons beweeg in geloof. So hoe lyk dit prakties? Hoe beweeg ek met geloof nader aan God? Dis moeilik, maar dis baie maklik. Soms moet jy weer gaan sit met die woord van God, al het jy nie lus om nou te lees nie. Soms moet jy net die besluit maak om op jou knieë te gaan en te bid, al voel dit vir jou jy bid teen mure vas. En jy gaan moet aanhou beweeg, aanhou dit doen, al voel jy nie op daai oomblik iets nie. Die tweede ding wat ons moet doen is, ons moet die geraas begin uitsny in ons lewens. Ek sê nie sluit jou vrou toe in die kamer nie, net om by Andrew aan te sluit. Soms moet ons die geraas uitsny in ons lewens, want baie keer is ons nie net geestelik droog nie, ons is eintlik net oorlaai met te veel goed. Wie voel partykeer so?
Dit is net te veel. Die moving parts is net te veel. Psalm 46 vers 11 in die Afrikaans 53 vertaling sê, laat staan en weet dat ek God is. Baie ander vertaling sê, be still. Kan ook werk. Maar ek hou van hierdie een, want hy sê, laat staan, wat beteken stop? Stop. Want weet julle, ons lewens is konstant besig, en is konstant besig om informasie te prosesseer, en is hierdie ding en daardie ding, en is die buitewêreld en Iran en Amerika wat mekaar bom, en dit is kinders, en is skole, en is stres, en is programme, en dit is skedules, en dan soek hierdie ene aandag, en daai ene soek aandag, en hierdie een wil jou hiernatoe trek. Stop net. Soms moet ons die besluit maak om net te laat staan, en te stop. Want ons wonder hoekom God ver voel, en ons wonder hoekom sy stem so stil is. Dis omdat ons God probeer hoor in 'n lewe waar ons te veel geraas toelaat en programme het wat nie tyd het vir hom nie. Hoor gou hierdie gedeelte. Lukas 10 vers 38 tot 42. Jesus en sy disippels, hulle reis na Jerusalem toe. Julle het dalk al hierdie storie gehoor. As jy het gehoor het, luister weer. En hulle het in 'n dorpie gekom waar vrou Martha hulle na haar huis verwelkom het. So Martha en Maria is sissies, alright? En so sissies verskil hulle altyd dag en nag. En ons gaan dit nou hierso sien afspeel. So Jesus en die disippels kom by Martha en Maria aan. En haar suster Maria, die eerste ding wat sy doen, het aan die Here se voete gesit en geluister wat hy hulle leer. En hier kom Martha. Nou as jou vrou Martha is, nou, dan maak net so, okay? Ek wil nie sien nie. Maar Martha was bekommerd oor die groot ete. Want Jesus en sy disippels is hier. Nou kyk, dis taamlik 'n paar monde wat met kos kry, so ek verstaan. Maar sy's besig met hierdie ete en sy's besig om dit voor te berei en dit voor te berei en Martha gaan na Jesus toe. En sy sê vir Jesus: Here, lyk dit darm nie vir u onregverdig dat my suster net hier sit terwyl ek al die werk moet doen nie. Sê vir haar sy moet my kom help. Klink dit bekend, klink so Kersete, hè? Ja, maar jy het minder goed as ek gebring en ek wil meer goed. Okay, maar anyways, gaan nie nou ou koeie die sloot dit al nie. En Martha gaan na Jesus toe en sy sê, dis onregverdig. Hoekom moet ek alles doen? En Maria sit net hier. Hoor wat sê Jesus? Hy sê, Martha, Martha. So ek wil volgens sê, familie. Jy kwel jou tog oor so baie dinge. En nou hoor wat sê hy, daar is regtig net een ding. Een ding wat nodig is om oor besorg te wees. Maria het dit ontdek. En ek gaan dit nie van haar af wegneem nie. Dink gewoon oor hoeveel goed het jy hierdie week gestres? Was een van hulle gewees dat jy nie tyd gekry het vir God nie? Martha is bekommerd. Hier's goed wat moet gebeur, hier's goed wat gedoen moet word, die ete moet voorberei word. En Jesus sê, daar's net een ding om oor besorg te wees. Maria het dit ontdek, en ek gaan dit nie van haar wegneem nie. Wat doen Maria? Sy sit by Jesus se voete. En baie van ons is amazing. Nee, God het ons awesome gemaak. En ons doen amazing dinge en ons bereik amazing goed. Maar ons mis hierdie een ding. Ons mis hierdie een ding. Om net te gaan sit by sy voete. Wanneer laas het jy jou foon eenkant gesit, die musiek afgesit en net stil geraak met God? En wanneer laas het God jou kom ontmoet, net daar waar jy is? Want ons soveel goed wat ons dink, ons in hierdie lewe nog moet doen en wat ons nog moet bereik, maar wat ons partykeer nie besef nie, is ons het nie nog meer goed nodig nie. Ons moet minder goed begin toelaat in ons lewe, sodat ons meer tyd het vir dit wat eintlik belangrik is. Want ons maak elke klein dingetjie hierdie groot probleem. En hierdie lewe is net so.
sodat ons tyd met ons koning het, want by hom sal elke droogte opklaar. Elke behoefte sal voorsien word en elke dors sal geles word. En die laaste punt is, kom net terug. Ek wil nie met julle oë toe maak, ek wil 'n skrif vir julle lees, maar julle moet vir my kyk nie. Ek wil julle moet hoor wat ek sê. God praat partykeer baie direk met ons deur sy woord. En ek het hierdie skrif seker al gehoor in my lewe, maar ek het nog nooit geluister nie. En die Here het hierdie skrif vir my gegee om vanoggend met julle te deel wat hierso sit. Hoor gou wat sê hy, Openbaring 2 vers 2 tot 5. Ek ken jou handel en jou wandel. Ek het ook jou harde werk en volharding raak gesien. Jy volhard en jy het ter wille van my baie verdra sonder om moeg te word. Maar ek het hierdie een klagte teen jou. En dit is dat jy jou eerste liefde versaak het. Dan gaan hy aan en hy sê, dink terug aan hoe ver jy uitgesak het. En kom tot inkeer. En doen weer wat jy in die heel begin gedoen het. En familie, God sê volgend vir ons dat ek sien jou. Jy werk hard. Jy doen goed. Jy gee nie op nie. Jy raak nie moeg nie, jy hou aan en jy hou aan. En well done, want jy volhard daarin. Maar jy mis die een ding wat ek eintlik verlang. Julle sien, ons doen die regte goed en ons doen goeie goed, maar ons doen dit nie meer altyd met die regte hart nie. En dit bewys vir my dat ons kan alles reg doen, maar nog steeds ver weg wees van God. En hy sê ons was al naby, ons weet hoe dit voel, ons weet hoe dit lyk. Ons kan onthou toe ons nog wou bid. Ons kan onthou toe ons nog excited geraak het oor sy woord. Ons kan onthou toe ons nog excited geraak het oor God. So kom terug. God wag nie vir 'n beter weergawe van jou nie. Hy verlang jou net soos wat jy is. Kom weer tot inkeer. Weet julle, almal dink om tot inkeer te kom beteken net ek moet my sonde los en dan is ek weer fine. Maar die probleem wat gebeur wanneer ons uitsak en wanneer ons so 'n bietjie deur daai droogte gaan, ons begin goed na te jaag wat ons nooit veronderstel was om na te jaag nie. Ons begin prioriteite in ons lewe op te stel wat nooit veronderstel was om prioriteite in ons lewe te wees nie. So dit gaan nie net oor ek moet my sonde los nie, dit gaan oor ek moet in 'n hele nuwe rigting begin hardloop. Want ek het so ver in hierdie rigting in gehardloop, dat ek moet die hele pad weer terug hardloop, en dan weer in my nuwe rigting in hardloop. So ek wil jou vanoggend vra, as jy terugdink aan daai huis, en die ligte is af, en die deure is toe, en die vensters is toe, en alles is donker daar binne. Dink jy nie dis tyd dat jy weer bietjie jou hart oopmaak nie? Dink jy nie dis tyd dat jy dalk weer bietjie hom innooi nie? En weet, dit gaan dalk lyk dat jy bietjie jou skedule moet aanpas. Sorry. Maar ek is ook eintlik sorry nie, want as moslems hulle besighede se deure kan sluit vir 2 ure en jy moet buite staan en wag, sodat hulle op hulle knieë kan gaan om 'n dooie God te aanbid. Hoekom kan ons dit nie doen vir 'n lewendige God nie? Wat is ons verskoning? Regtig, wat is ons verskoning? Dis tyd dat ons moet begin fokus op wat regtig belangrik is in hierdie lewe.
Want ons gaan nie uit 'n geestelike droogte uitkom deur net te wag tot dit oorwaai nie. Ons gaan nie môreoggend wakker word en net voel daar's nou weer 'n koneksie nie. En wragtig, ons kan nie nog preke oor hierdie luister nie. Eerens moet iemand 'n besluit neem. En wie's dit? Ons. Nie volgende week nie, nie wanneer ons beter voel nie. Vandag. En weet julle, mag God oor ons sê, dit wat hy in daai hele scenario gesê het, oor Maria. Hy sê vir Martha, jy kwel jou oor so baie dinge. Maar daar's eintlik net een ding waaroor jy besorg moet wees. En Maria het dit reeds gevind. Familie, ek wil jou vra, het jy dit gevind? Het jy gevind wat Maria gevind het, toe sy daai dag net by Jesus se voete gaan sit het? Om te weet, daar is niks anders nou belangrik nie. Ek gee nie om nie, hulle kan honger ly, ek moet by Jesus se voete uitkom. Ons praat hierdie maand eintlik oor reaching people. Ek was glad nie op topic nie. Maar ek beloof my eerste preek was op topic. Maandag. Maar ek julle volgende uitdaag met een ding en ek dink dalk is ek op topic. Want ons kan baie praat oor hoe om ander mense te bereik. Maar ons moet ergens toelaat dat God ons kom bereik. Want ons is so besig in alles wat ons moet doen, dat ons eerste liefde vergeet het. Hier's dalk van julle wat vanoggend hierso sit. En jy weet, hierdie boodskap was vir jou. En hoe weet ek dit? Want hierdie boodskap was glad nie my boodskap vir vandag nie. Ek kan vir julle my voriges wys. Version history. En ek sit gisteraand en Shanay sê vir my, "Jess, jy lyk nie lekker nie." Ek sê, "Ek is nie lekker nie." En ek gaan maak my kamer deur toe. En ek besluit, weet jy wat? Ek gaan bid, al het ek nie nou lus nie. Ek gaan nou Bybel lees, al het ek nie lus nie. Want ons is ook mense. Twee ure later, kan ek my nie kry om uit daai kamer uit te kom nie. Want God het opgedaag. Nou vra ek jou weer die vraag wat ek in die begin gevra het. Wanneer laas het jy jouself oopgemaak sodat God jou kan kom ontmoet? As hierdie woord vir jou is, wil ek vra dat jy sal opstaan. Jy hoef nie vorentoe te kom nie. Ons gaan dit nie uittrek nie. Dat jy saam met my op jou voete sal staan, want hierdie woord was vir my, so ek staan. En ek wil net 'n gebed saam met jou doen. Want weet jy wat, die oomblik as ons hier uitstap, dan gaan ons nou lekker gaan eet, en daar's dalk goed wat al op die stoof besig is om te prut, of wat ook al hulle dit noem. En dan vergeet ons, en ons het die oomblik gemis. Maar ek wil vra as jy weet ek praat met jou. Jy weet wie jy is. En hier's 'n klomp. Wil ek vra dat jy op jou voete sal staan. Ek gaan net 'n gebed doen. Hoef niks lank te wees nie. Ek gaan begin bid. As jy voel jy moet staan, dan staan jy. Vader, U sien elke persoon wat op hierdie oomblik staan. En Vader, my gebed vir oggend, vir ons almal, en vir ons almal wat staan, is dat ons sal onthou wie ons eerste liefde was, lank voordat ons liefde verstaan het,
Lank voordat ons geweet het wat al hierdie goeders beteken. Lank voordat ons geweet het wie U is. Lank voor dit. Was daar 'n God wat ons aan mekaar gesit het en ons by die naam geroep het. En Vader, my gebed is dat ons nie sal uitsak nie, dat ons nie sal terugsak nie. Maar Vader, dat ons harte sal oopmaak, ons gedagtes sal oopmaak, ons skedules sal oopmaak wat ook al nodig is om tyd te maak vir die koning van alle konings. En Vader, dankie dat U sê, ons hoef nie ons hele lewe reg te maak voordat ons na U toe kom nie. Ons hoef nie alles uitgesort te hê voordat ons na U toe kom nie. Ons kan kom net soos wat ons is. En U aanvaar ons met oop arms elke liewe keer. Vader, U sien elke persoon voor my. U sien elke hart, elke gedagtes. U ken die situasies, U ken die droogtes. U weet waardeur hulle is. U weet wat gebeur het in hulle lewens. Maar Vader, ek wil bid dat U Heilige Gees op hierdie oomblik iets in hulle harte sal wakker maak, dat daar 'n nuwe hoop sal wees, 'n nuwe lewe sal wees, 'n nuwe water wat uit hulle sal uitborrel, wat sê my God is goed en ek sal hom loof en prys al die dae van my lewe, al is dit moeilik, al maak dit nie sin nie, al gaan ek deur moeilike tye, ek sal U loof, want U is vir my goed. En U is my Vader. En ek is U kind. Heilige Gees, ek wil bid, wees met ons. Help ons om die dissipline te hê om soms net in die kamer in te gaan en op ons knieë te val as die wêreld stil raak, as niemand kyk nie, as niks. As al die geraas verby is, om net te gaan sit by Jesus se voete. En te sê, Here, ek weet nie regtig wat ek hier maak nie. Hierdie maak nie regtig vir my sin nie. Die vloer is koud, maar ek weet, ek moet hier wees. Want U het 'n afspraak met my. So ek stel myself oop, ek maak die deur oop, ek maak die vensters oop, sodat U kan beweeg in my lewe. En Vader, dankie. Soos daai song sê, who am I that you? Dankie dat U ons raak sien, al is ons so klein. En dankie dat U daai verhouding verlang elke liewe dag. Vader, help ons om onsself oop te stel vir U goedheid, en U guns, en U genade, en U liefde, en U wonderwerke in ons lewens. En Heilige Gees, ek wil bid, die nie een persoon sal mis in hierdie plek vanoggend nie. U is so goed vir ons. En ons almal sê, julle kan sommer bly staan, amen en amen. Familie, ons gaan nog een sang sing. En ek weet nie of julle luister na die songs wanneer julle so lekker saam sing nie. Maar hoor gou wat sê die woorde wat ons nou gaan sing. Het sê, sometimes you've got to dance through the darkness. Sing through the fire. Praise when it don't make sense. And sometimes you've got to stare down the giant and worship from the lion's den. Is dit reg met julle? Kan ons dit doen? Loof die Here. Sê, kom ons staan lekker saam en ons sing hierdie song. Let's go. Sometimes you gotta dance through the darkness, sing through the fire, praise when it don't make sense. Sometimes you gotta stare down the giant, worship from the lion's den. Sometimes you gotta shout it from the mountain, louder than the valley, trusting that He's gonna get you there. Sometimes you gotta wail
welcome the wonder. Wait for the answer. Worship with your hands in the air. I'll praise you anywhere. Praise, give him praise, give him praise in the highest praise. Give him praise, give him praise in the highest. He is worthy. Yes, he is worthy of all of our praise. Sometimes you gotta praise in the prison, cry out to heaven, shout it till the doors swing wide. Sometimes you gotta stand on your shackles, brave in the battle, worship with your hands held high. I'll praise you anyway. Praise, give him praise, give him praise in the highest praise. Give him praise, give him praise in the highest. He is worthy. Yes, he is worthy of all our praise. Give him praise, give him praise in the highest praise. Give him praise, give him praise in the highest. He is worthy. Yes, he is worthy of all of our praise. Ja. Kom as ek vir julle hoor vanaand. Vanaand. Oh my life, blessings day and night, countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise kept, goodness every step, each and every breath. I'll praise you anywhere. Faithful all my life, blessings day and night, countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise kept, goodness every step, each and every breath. I'll praise you anywhere. Praise, give him praise, give him praise in the highest praise. Give him praise, give him praise in the highest. He is worthy. Yes, he is worthy of all of our praise. I'll praise you anywhere. Oh mountain, oh valley, I know that you're with me there. I'll praise you anywhere. Dat is hy vriend van God. Julle moet 'n amazing Sondag hê. Ons sien julle volgende week selfde tyd, selfde plek. Mag die Here julle seën. Shalom. Ja. Praise, give him praise, give him praise in the highest praise. Give him praise, give him praise in the highest. He is worthy. Yes, he is worthy of all of our praise. Give him praise, give him praise in the highest praise. Give him praise, give him praise in the highest. He is worthy. Yes, he is worthy of all of our praise. Give him praise, give him praise in the highest praise. Give him praise, give him praise in the highest. He is worthy. Yes, he is worthy of all of our praise. Give him praise in the highest praise. Give him praise, give him praise in the highest. He is worthy. He is worthy of all of our praise. Give him praise, give him praise in the highest praise. Give him praise, give him praise in the highest. He is worthy. Yes, he is worthy of all of our praise. Okay, produksiespan, worshipspan, kom ons kom gou nader asseblief, dankie.